Goeiedag, baie welkom by hierdie uitsending. Jy word uitgenooi na 'n geheel mensbenadering toe. Wat beteken dit? Dit beteken dat jy na jouself moet kyk en na die lewe moet kyk as 'n geheel, as een. Ja, die lewe het baie fasette, het baie dele, maar alles hou verband met mekaar. Soos net jyself. Jy's een, maar jy 3 dele kan mens sê. Ons onderskei tussen jou liggaam, tussen jou siege en tussen jou gees. Maar ons kan nie skei nie. Ons neem dit in ag. Dis baie belangrik om elke faset van die lewe in ag te neem om julle te bevorder, geestesgesondheid te bevorder, deur dele te ontken, te verwaarloos, jou af te sny daarvan, bevorder glad nie heelheid of gesondheid nie. So kan jy byvoorbeeld jou liggaam verwaarloos. Het eetgewoontes, beweeg, oefen, slaap. Dit lei nie tot geestesgesondheid nie. Jy kan uiteindelik heeltemal ontspoor daardeur. Deur emosies byvoorbeeld te ignoreer. Daar is 'n teologie vandag wat geloof veral beskryf in praktiese terme as 'n ignorering van jou emosies. Moenie let op jou emosies nie. Staan net op wat jy wil hê en wat jy glo die Bybel sê. En op daardie manier sê jy kry wat jy wil hê. Dis 'n metode, dis 'n metodiek. Maar dit is iets wat glad nie emosionele en geestesgesondheid bevorder nie. En jy gaan die vrugte pluk daarvan. Dis teen die aard en die manier waarop God ons geskape het. Jy kan nie dink dat jy iets kan doen met net jou lyf en dit raak nie jou emosies of jou gees nie. Weet, dit is een van die dinge waar Paulus oor waarsku in 1 Korintiërs 6. As hy sê, die message sê, sex is more than mere skin on skin. Hy sê, hy wat aan een aanhang word een met hom. Daar is 'n misterieuse, onverklaarbare, verby die fisiese wat gebeur. Daar is 'n eenwording in die innerlike wese. En wanneer daar dan omdat daar 'n verband is, 'n commitment is aan mekaar, net weer uit mekaar uitgegaan word, is daar 'n skeuring wat plaasvind in die innerlike mens. En dit is hoe God ons gemaak het. En dit is ook hoe hy met ons werk. As geheel mens. Weet, in die gedeelte waarmee ons hierdie week reis, praat die Here met Moses. Ek meen, hy roep na God en hy vra vir net water om te kan drink. Hoekom maak God nie net skielik die water reg en nou is al die probleme opgelos nie? En God praat met Moses. Daar's 'n kontak tussen God en Moses wat plaasvind. Daar's verhouding. En dan is daar die koneksie met die natuur wat plaasvind. Moses vat daardie stuk hout. God werk ook deur die middele, dis dit waardeur hy moet werk. En dan is daar die jy, die volk waarmee gewerk moet word in interaksie. En Moses praat met hulle. En hy gaan om met hulle en die hele menswees en fasette van verskillende verhoudings, verskillende fasette van menswees is hier ter sprake om uiteindelik 'n heling te bring. Ons kultuur is geneig om te fokus op fiksie. Ons los die probleem op. Neem die simptome weg. Herstel funksionaliteit. Maar die Bybel se doel is om shalom te bring. Heelheid. Harmonie, betekenis, regte verhoudings. Iemand kan fisies gesond wees
maar nog innerlik leeg. Suksesvol, maar verhoudingsarm. Godsdienstig, maar emosioneel afgesny. Of nie baie geestelik nie. Daarom is die uitnodiging om na die lewe te begin kyk deur 3 oë. Die fisiese, maar verder is die fisiese, die emosionele, die sosiale, maar ook agter dit, die geestelike. Chesterton het gesê, ons kyk nie goed genoeg na iets nie. En dan het hy veral oor die fisiese gepraat. Hy het gesê, kyk na iets wat jy ken, totdat jy dit nie meer ken nie. Dat dit vir jou onbekend raak. Ons gaan ook te ligtelik om met dit waarna ons kyk. Maar dan kom ons by ons verstandelike oë, om verby die fisiologiese te kyk. Want as ek jou regtig wil leer ken, dan kan ek jou nie net leer ken fisies nie, of deur na jou te kyk of aan jou te vat nie. Ek ken jou as jy jou gedagtes, jou emosies met my begin deel. As ek kan agterkom waar jy vandaan kom, waar jou pyn lê, wie jou ouers is, sosiaal met jou verkeer en omgaan, dan, dis 'n groter aspek van realiteit. Dit bring diepte, dit bring kleur tot die lewe. En is dit so jammer dat soveel hak vas en bly net by die fisiologiese. En is so jammer dat baie langtermynverhoudinge begin fisiologies. En dit het 'n probleem dat daar dikwels so gesukkel word om dan verby dit te kan beweeg. En dan na die geestelike aspek toe te gaan. Dit is die grootste, dit is wat die grootste waarde vir jou in die lewe is. Waarin jy die grootste waarde heg, waarom jou lewe draai, wat vir die lewe die diepste betekenis gee, wat jou die diepste sin in die lewe gee. Dit is ons reis. Dis die reis na heelheid toe. En op hierdie manier kan ons instap en meer in vrede, shalom, zoutsou leef. Want toe die Here sê, luister na my stem, doen die dinge wat ek sê, het hy hulle uitgenooi na 'n lewenstyl toe. Wat 'n koneksie is, 'n verhouding is met hom, met mekaar en met die skepping. En op daardie manier groei ons in ons heelheid. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die lewe wat U vir ons gee. Maak ons oë oop, help ons om meer te verstaan, te begryp, te sien, agter te kom van wat U van ons verwag, wat U vra. Help ons om in hierdie lewe saam met U in te gaan. Na Elim toe, die wonderlike plek van baie water en koelte. In Jesus se naam, amen.